Hartlike goeiemôre, dit is maandagoggend en die 13de Oktober die jaar 2025, man opgewonde. Jesus Christus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. My naam is Daniel Gerber en vandag vir julle eer en 'n voorreg om saam met te kan kuier rondom God se woord en vandag bietjie praat oor vrede, vrede, vrede. Nou dit is iets waarmee elkeen van ons sukkel die laaste dae. As ons net so 'n bietjie die TV aansit en ons kyk bietjie na die nuus of jy gaan so 'n bietjie daar op jou foon op Google nuus en jy gaan kyk net so 'n bietjie wat aangaan, dan sien jy dit's moord, dis haat, dit is bitterheid, man, dit is roof. Daar is net nie meer liefde nie en die Here het vir ons so gegee. Hy sê geloof, hoop en liefde en die grootste hiervan is die liefde en ek en jy moet liefde uitleef vir mekaar. Maar as ons net so 'n bietjie rondom ons kyk, dan kan ons sien dat die liefde van die mens het verkoel. Daar is nie meer daai liefde wat hulle het nie. Kyk hoe vinnig maak mense mekaar dood. Ons het gesien met daai jong seun wat doodgeskiet is, 'n ander vrou wat ook nou onlangs doodgeskiet is. Mense gee net nie meer om vir ander se lewens nie, weet dit nie. 'n Lewe beteken niks nie. Kyk maar wat doen hulle as hulle kar hijack en goeder. Hulle het nie meer 'n probleem nie. Hulle skiet jou sommer net daar, want daar's net nie meer daai liefde nie. En die Here het liefde in my en jou geplaas, laat ons weer bietjie by mekaar moet kom. Kinders van die Here, ek wil by julle pleit vandag dat julle liefde by mekaar moet uitleef. En ongelukkig is dit ook nou maar tussen die kinders van die Here waar liefde verkoel. Kyk maar, daar's altyd iets wat bietjie krapperig is en hierdie een praat nie met daai een nie, want daar's nie meer liefde onder mekaar nie. En die Here het vir ons hierdie gegee dat ek en jy moet uitleef vir hom. Kom ons blaai ons Bybels bietjie na Kolossense toe. Kolossense 3. Hy sê verse 1, hy sê as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is. Met ander woorde, ons moet ons denke so 'n bietjie verander. Amen. Verse 12. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met 'n innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Verdra mekaar, vergewe mekaar as die een teen 'n ander klag het, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van volmaaktheid is. En laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. En dan by vers 16, laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms, lofsange, geestelike liedere, sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. So ek sê dit baie, as jy wat jy ook al gaan doen hierdie naweek en hierdie week en wat ook al jy gaan doen, en alles wat jy doen moet jy God kan verheerlik. En hier sê die woord vir ons in vers 17, en wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus. Dank God deur die Vader in hom. Halleluja. En dan die volgende gedeelte is baie belangrik, wat ek en jy wat ons uitleef. Hoe sien iemand anders te ons? As ons kyk daarna Kolossense 4 verse 6. Hy sê laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Met ander woorde, jou handel en wandel moet wys dat jy 'n kind van God is. Daar's 'n gesegde wat altyd sê that the blind must hear you are a child of God and a person that deaf must can see you are a child of God. So met ander, kom ons leef dit en ons sê vir die Here dankie daarvoor. Halleluja, Abba Vader, Here, ons kom na U toe, Here, in die naam van Jesus Christus. En ons sê vir U dankie vir U liefde en U teenwoordigheid. Ons bid en vra, Here, dat U ons sal lei en help, sodat ons altyd in U wees sal wandel. Laat ons woord altyd aangenaam sal wees, met sout besprinkel, sodat ons kan weet hoe om met elke ene, met wie ons in aanraking kom,
die woord van God te kan verkondig, dat hulle kan sien, ons behoort aan U, en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig die woord, gaan vertoon die liefde van Jesus teenoor 'n ander. Amen en amen.